Goeiemôre almal, welkom by ons eerste Pinkster oordenking hier op die maandagoggend. Ons gaan hierdie paar dae tot donderdagoggend toe, gaan ek so 4 oordenkings stuur wat almal uit die boek van Nehemia is. Ons gaan so 'n bietjie stil staan by die storie van Nehemia. En vandag gaan ons stil staan by Nehemia 1. Nou, ons is mos geneig om in die lewe om die lewe op te deel tussen dit wat heilig is en dit wat onheilig is, of dit wat heilig is en dit wat sekulêr is, geestelik of nie geestelike lewe, of geestelik en beestelik, soos hulle sê, kerklik en wêrelds. En ons sal ons nou byvoorbeeld sê dat dominees en pastore en priesters en sendelinge, hulle werk is kerklik, hulle werk is heilig, terwyl ander mense soos prokureurs en onderwysers en IT-mense nou 'n wêreldse werk het. Nou, ek weet nie eintlik waar hierdie onderskeid vandaan kom nie, want dis nie 'n Bybelse onderskeid nie. Ons kry dit nêrens in die Bybel nie, want in die Bybel lees ons dat alle werk is heilig. Want in die Bybel het ons te doen met geloofsleiers wat mense is soos tuiniers en herders en skrynwerkers en tentmakers en tuiste skeppers en vissermanne. So dit is mense met gewone werk. Nou Nehemia is een van hierdie mense wat ons van lees in die Bybel. Nehemia begin as 'n staatsdienswerker, hy is in diens van die koning, maar dan later vorder hy tot by 'n boukontrakteur, want dis hy wat die mure van Jerusalem laat herbou, wat toesig hou daaroor. So Nehemia lewe na die ballingskap. Julle onthou mos nou, die mense van Jerusalem en die omtrekke is weggevoer na Babylonië toe in ballingskap, waar hulle slawe was, en daar het hulle vir baie jare gebly, omtrent 70 jaar, en toe die Persiese ryk die Babyloniese ryk oorgeneem, en toe kon die mense teruggaan na Jerusalem toe, maar toe hulle nou daar kom, toe is daar niks oor nie. Die stad is verwoes, die stad se mure is verwoes, hulle voel onveilig, die tempel moes herbou word. So, dis in hierdie tyd wat ons Nehemia se storie optel, met die mense wat nou begin terugkom na Jerusalem toe en die verwoesting daar beleef. So kom ek lees gou vir julle Nehemia 1 vers 1 tot 4. Ek gaan oor meer as dit praat, maar ek gaan nou nie alles lees nie, want dit vat 'n bietjie lank. Maar 1 tot 4 sê: die woorde van Nehemia, seun van Gagalja, dit is nou die boekie Nehemia waaroor dit gaan. Dit het gebeur in die maand Kislev, in die 20ste regeringsjaar, toe ek in die vestingstad Susan was, so hy woon in die stad Susan, Nehemia. Hanani, een van my broers, het daar aangekom, hy en manne van Juda. Ek het hulle uitgevra oor die Judeërs wat ontkom het, die Judeërs wat die ballingskap oorleef het, en oor Jerusalem. Hulle sê toe vir my: die wat nog in die provinsie is en die ballingskap oorleef het, ervaar groot probleme en vernedering. Die muur van Jerusalem is afgebreek en sy stadspoorte is deur vuur verwoes. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gaan sit en huil. Ek het dae lank getreur. Ek het aanhou vas en voor die God van die hemel gebid. So toe Nehemia hoor dat die stad verwoes is en dat die mense so swaar kry, toe treur hy, toe begin hy huil oor Jerusalem en sy mense. En dis dan in daai oomblik wat hy die roeping kry om na Jerusalem toe te gaan om die mure van die stad te herbou. So hoe reageer Nehemia dan daarop? Ons sien, die eerste ding wat hy doen is, hy begin deur te bid. En ons lees daarvan in hoofstuk 1 vers 5 tot 11 wat ek nou nie gaan lees nie. Maar ons sien dat hy vir dae lank gehuil het en gevas het en gebid het. En hy bid oor die stad, voordat hy met die koning moes gaan praat om toestemming te vra of hy kon gaan Jerusalem toe bid hy eers tot God, toe hy teenstand beleef het, bid hy tot God. Trouwens, deur die hele boek van Nehemia lees ons hoe hy heeltyd met God praat. Alles is gevestig in gebed, en dit wys dat Nehemia vir God geken het, en dat hy altyd by God begin het. So in hierdie eerste gebed van Nehemia hier in hoofstuk 1, sien ons dat hy beroep hom op God. Hy praat van God wat groot en onsagwekkend is, so die God wat sy beloftes nakom. So in hierdie oomblik van nood, die eerste ding wat Nehemia doen, is hy gaan na God toe, en hy erken die grootheid van God. Dan die tweede ding wat ons in sy belydenis sien is dat dit bevat, of in sy gebed sien is dat dit bevat 'n belydenis. Nie net 'n persoonlike belydenis nie, hy bely namens die hele volk doen hy 'n belydenis. En hy bely dit wat hulle verkeerd gedoen het, en hy beroep hom op God se groot genade en God se liefde. En dan sien ons ook, hy bid vir die hele volk. En dit het my 'n bietjie aan Paulus laat dink, want Paulus skryf mos daar in die Nuwe Testament dat die kerk is die liggaam van Christus, en hy sê as een lid van die liggaam ly, dan ly al die lede saam, so ons is verantwoordelik vir mekaar.
So dis 'n dit is 'n gedagte wat ons by Nehemia ook hoor, maar dis 'n vreemde gedagte vir ons, dink ek, as moderne mense, want ons dit gaan so 'n bietjie in ons teen ons samelewing in, want ons leef mos in hierdie individualistiese samelewing waar ons voel elkeen is verantwoordelik vir hulle self. Maar Nehemia stel vir ons 'n ander voorbeeld. Hy bevestig dat ons vir mekaar verantwoordelik is en dit begin by hierdie gebed van hom, waar hy bid vir die ander mense, hy bid vir die volk. So selfs wanneer in ons gebede moet ons hierdie verantwoordelikheid vir mekaar wys. En dan laastens, heel aan die einde, bid hy vir homself. Eers aan die einde vra hy vir God dat God hom sal help om suksesvol te wees wanneer hy met die koning gaan praat om hierdie bouwerk in Jerusalem te gaan doen. Want hy moes eers die koning se toestemming kry voor hy kon Jerusalem toe gaan. So daarvoor bid hy dan tot God om vir hom te help daarmee. So Nehemia bid. En sy gebed bestaan uit lofprysing tot God, 'n belydenis teenoor God. Hy doen voorbereiding vir die volk en hy doen voorbereiding vir homself. So dit bevestig vir ons dat Nehemia verstaan dat alles gaan oor God. Dit gaan oor God wat die inisiatief neem en dat hy heeltyd besig is, hy besef dat hy is besig met God se werk. Nie sy eie werk nie, God se werk. So wat dink ek, wat kan ons hoor in hierdie eerste deel van Nehemia se storie? Ek dink die eerste ding wat ons daar moet hoor is dat God wil die wêreld verander. God wil die wêreld transformeer en die wêreld opbou en daarvoor roep hy mense. Hy roep gewone mense, soos in Nehemia se geval wat 'n staatsamptenaar was. En so dis mense wat in gewone beroepe is. Maar wat ons ook moet raak sien is dat die inisiatief begin altyd by God. Die inisiatief lê by God. Al is dit mense wat dikwels daarin uitvoering gee. So dis God se werk en Nehemia se gebed bevestig dit vir ons dat dit bly altyd God se werk. En dan sien ons by Nehemia dat dis nie ons inisiatief nie om hierdie werk te doen nie. Dis nie die kerk se inisiatief nie. Dis nie ons gemeente se inisiatief nie. Dis God wat die inisiatief aan die dag lê. As ek nou dink aan van die goed wat ons hier in die gemeente doen, soos die maandag aand etes byvoorbeeld. Dis God wat daai bediening op ons harte gelê het. Dit is 'n bediening wat van God afkom en is God wat dit in stand hou. Ek meen ons sê baie keer vir mekaar, ons is verwonderd oor hoe God dit in stand hou. Want daar was al aande wat ons gedink het, daar gaan nie genoeg kos wees vir al die mense nie, en dan is daar genoeg kos. Dan is daar genoeg. Want dis God se inisiatief en is God se bediening en is God wat dit in stand hou. Al gebruik hy mense daarvoor. En dis wat ons by Nehemia raak sien wanneer hy heeltyd met gebed na God toe gaan, want hy erken dat dit God se inisiatief is. Ek het 'n aanhaling gelees wat dit vir ons bevestig. Dit gaan so. Dit sê, even though our encounter with the triune God is inward and personal and communal, it should always also direct us outward in missionary endeavor, for we are led by the Spirit into various situations and moments, into meeting points with others, into spaces of encounter, and into critical locations of human struggle. En dis wat ons by Nehemia raak sien. Nehemia het hierdie persoonlike, hierdie innerlike ontmoeting met God gehad, maar dis nie waar dit gebly het nie. Hy's aangegryp deur die situasie en hierdie ontmoeting het hom gelei na ander mense toe, na ander plekke en ander ruimtes toe. Dit gebeur te maklik dat ons vassak by hierdie innerlike ontmoeting met God. Jy weet dat ons ontmoeting met God raak net 'n persoonlike ding. Dit gaan net oor my eie verlossing, my eie persoonlike goed. Maar ons ontmoetings met God kan nie net daar bly nie. Dit gaan nie net oor myself nie. God ontmoet ons sodat ons iewers 'n verskil kan gaan maak. Sodat ons God se werk kan gaan doen. So daaroor gaan ek nou verder praat van môre af. So ons sien uit daarna om verder te sien hoe hierdie storie uitspeel en hoe God vir Nehemia gebruik. Kom ons bid net eers saam. Dankie Here dat ons kan hoor in hierdie eerste deel van Nehemia se storie dat alles gaan oor God. Dat alles begin by God. God wat die inisiatief neem,
God wat mense gebruik en stuur. En dat Nehemia se gebed herinner ons daaraan. Mag ons ook hoor in hierdie verhaal, in hierdie week, hoe God mense wil gebruik, hoe hy mense oproep, sy harte raak, om 'n verskil te maak. Mag ons leer uit Nehemia se storie.